Goeiemôre en baie welkom by Ritme Aanlyn. Dis vir my verskriklik lekker om terug te wees en ek wil dankie sê vir elke boodskap en elke gebed en ondersteuning. Ek kan regtig getuig dat ek ten volle genees is en dat die Here my ook gehelp het en dankie ook vir julle ondersteuning. Dit is lekker om deel te wees van 'n gemeenskap en 'n familie wat mekaar so ondersteun. Soos ek sê, dis my lekker om hier te wees en ek's bly jy het ingeskakel. En voor ons gaan saam sing, kom ons bid net eers so saam. Here, dankie vir u genade onbeskryflik groot. Dankie vir nog 'n dag in ons lewens, vir nog 'n week en dankie dat u getrou is, dat u 'n God is wat in beheer is van hierdie wêreld. Al maak dinge nie vir ons sin nie en al maak die wêreld seer en siek. Here, dankie dat ons op u kan vertrou. Dankie dat ons vandag in u naam vergader. Dankie dat ons vandag hier is en sê, Here, ons is u kinders en ons is hier by mekaar omdat ons glo dat u bestaan, dat u die aarde en alles daarop gemaak het, dat u seun gestuur het, dat die Heilige Gees uitgestort is. Ons glo dit met alles binne in ons. Dankie vir u liefde, vir hierdie geleentheid, dat ons u mag aanbid, u naam mag aanroep en saam in u naam kan vergader. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou ons gaan nou weer, soos ouer gewoonte, lekker saam met die aanbiddingspan sing en ek wil jou vra om vandag regtig sommer net die Here te loof en te prys saam met hierdie span. As jy die woorde ken, sing dit lekker saam. As jy dit nie ken nie, luister na dit. En mag dit 'n gebed wees, maar mag hierdie aanbiddingstyd 'n tyd wees waar jy regtig die teenwoordigheid van God so beleef en ervaar wanneer ons hom so saam met hierdie span saam aanbid. Kom ons sing lekker saam. Gees van God, kom neer nou beheer van ons denke en ons harte, van ons vrese en ons vlees. Gees van God, kom lei ons vandag in ons passie en aanbidding, in u wysheid en u krag, en ons hef ons hande op na u. En ons sing uit ons harte vir u. Ons roem in die naam, in die grootheid en die heerlikheid. Ons roem in die naam, in die liefde en die heiligheid. Want u is ons God, God van elke stam en taal, ja. U is ons God, amen. En ons hef ons hande op na u, en ons sing uit ons harte vir u. Ons roem in die naam, in die grootheid en die heerlikheid. Ons roem in die naam, in die liefde en die heiligheid. Want u is ons God, God van elke stam en taal, ja. U is ons God, amen. Ja, u is ons God, amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig my Heer en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skermende saam, hoe heerlik Heer, u grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes,
ek hoor 'n vlei, ster grasse stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my, U kyk. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U groote naam. Hoe heerlik Heer, U groote naam. Blessed be your name in a land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, when I'm found in the desert place, and I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Dis my harts verlange
Ek leef vir U alleen, waar ek rus in die nag, elke oomblik van die dag. Bereik U doel met my. Alles wat leef hier binne my, bring lof aan U. Al my harts begeertes lewe U. So Heer, ek gee U my hart, ek gee U my siel. Ek leef vir U alleen, waar ek rus in die nag, elke oomblik van die dag. Bereik U doel met my, waar ek rus in die nag, elke oomblik van die dag. Bereik U doel met my. Ek wil jou vra om net daar te sit en net so saam met my hierdie gebed te doen. Here, dankie. Hierdie is 'n lied van oorgawe wat sê, Here, ek gee my hart. Ek gee my siel. Ek leef vir U alleen. Here, en mag dit nie net woorde wees nie. Mag jy elkeen van ons harte deursoek vanoggend en sê, daar's nog 'n deel van jou wat jy nog nie aan my oorgee nie. 'n Deel waarin jy vashou, 'n deel wat jy self probeer kontroleer. Maar ons kom vandag en ons sê, Here, ons kom gee dit vir U, ons kom aanbid U, ons kom eer U. Here, want U is waardig en U is koning en U is God. Dankie dat U ons ook ons pa is, dat U nie ver is nie en dat U in 'n liefdevolle verhouding met elkeen van ons staan. Maar vanoggend wanneer ons hierdie lied net sing en met hom afsluit, Here, kom ons en ons kom, gee ons self weer vir U. Op ons eie is ons niks. En ons besef dit al te goed, Here, wanneer ons in U teenwoordigheid is. Dankie dat U ons nie met skuldgevoel besaai nie, maar dat U elke keer met oop arms ons terug verwelkom en sê, kom terug, my seun, my dogter, jy is welkom in my huis. Ons kom vandag, Here, en ons gee ons hart en ons siel en ons krag en verstand. En ons kom aanbid U alleen. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons U so kan aanbid. In Jesus naam alleen. Amen. En dankie vir Antje en hulle ook en die aanbiddingspan en is wonderlik om so saam met hulle ook die Here so te aanbid. Nou ek wil vir jou sê, ek hoop jy het 2 beskuitjies in vanoggend, want ek het so baie met jou te deel en dit gaan miskien 'n bietjie langer aanhou as gewoonlik, so ek hoop jy sit gemaklik, maar mag jy ook vandag oop wees vir dit wat die Heilige Gees met elkeen van ons wil deel. Nou ons is in week 6 van ons reeks oor die koninkryk en dit is eintlik net fantasties hoe ons nog lank hieroor kan praat. En as jy vandag vir die eerste keer inskakel of wat ook al en jy sê nee, Jesus, ou praat bietjie oor hoe ek my finansies gaan regkry. Ons kom daarby uit. En ek wil amper vir jou sê, as jy antwoorde soek op finansies, antwoorde soek op jou verhouding, antwoorde soek op fisiese genesing of oor die toekoms van jou lewe of jou besigheid, die antwoord is hier vandag ook. Die antwoord is in hierdie boodskap, maar jy gaan met oop wees daarvoor en daarna luister. En volgende week gaan ons afsluit met hierdie reeks oor die koninkryk. Nie omdat ons klaar is nie omdat ons 'n boekie uitbring en sê, daar is die koninkryk nou opgesom in 7 weke nie. Oor die 160 keer word daar verwys na die koninkryk van God in die Nuwe Testament. En Jesus kies dit om daaroor te praat in sy eerste preek, na hy die woestyn uitgekom het en ook na sy opstanding. Praat hy oor die koninkryk van God heel eerstens. En as hy dit belangrik genoeg ag en sê julle, dis belangrik dat julle verstaan waaroor die koninkryk van God gaan, dan is dit belangrik dat ek en jy ook tyd hierop spandeer. En daarom vandag is ek so opgewonde oor nog 'n vergelyking wat Jesus maak. Hy vergelyk die koninkryk van God met iets wat, en ek sê hierdie vir julle met alle eerlikheid, toe ek dink, nog 'n week, dink ek, ag nee wat, ek gaan hierdie een laat gaan. Dis so 'n eenvoudige een, is so maklik een, hy val eintlik by die een oor die mosterdsaadjie mooi in, want Jesus praat oor die mosterdsaad waaroor ons gepraat het, en dan direk daarna praat hy oor die een waar ons vandag nou gaan kyk. En die menslike houding in my
verstand was, ag, is baie dieselfde. Dis so kort, dis so klein, dis net een versie. Dis baie soos die mosterdsaad, maar ek is mal oor hierdie beeldspraak, ek is mal oor die manier hoe Jesus dit verduidelik, want ek onthou nog, toe ek op kinderkerk was, en ons die mosterdsaadjie hanteer het, en toe het ons 'n saadjie geplant in watte, en dit was toe 'n boontjie saad op die ou nie, dit was nie 'n mosterdsaadjie nie, maar ons het dit gedoen en ek onthou dit. So dis goed dat hierdie goed weer vir ons herhaal word, maar hierdie is so belangrik om by stil te staan, en die een waaroor ons vandag praat, is een wat ek ook, soos ek sê, gedink het, ons kan maar verby hom gaan, en vir lank in my lewe was dit maar net nog 'n vers. En nie baie beteken nie, maar ek hoop dat vandag die Heilige Gees jou gaan ontmoet soos hy my ontmoet het, waar dit iets binne in jou wakker maak, wat jy nie kan help om oor stil te bly nie. Nou kom ons lees saam in Lukas 13 vers 20. Jesus sê, verder het hy gesê, waarmee kan ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in 20 kg meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Nou ek wil net hierso op hierdie punt sê, as jy miskien hardhorend is, hierdie gaan oor Jesus wat vergelyk oor die koninkryk van God wat so suurdeeg is. Daar het eendag in 'n kerk het die dominee ook hierdie vers gelees, en toe klaar gelees het, toe sê 'n oom net so, amen! En die dominee stop die diens, hy sê, skus tog oom, dis goed dat jy meelewend is en deel is van die preek, maar hoekom het jy op daai punt amen gesê? Hy sê, dominee, ek het nou nie alles gehoor wat jy gesê het nie, maar jy het iets genoem van 'n suur en deeg en 'n vrou, en dan weet ek jy's op die regte pad, en dis glad nie waaroor hierdie gaan nie. Hier gaan Jesus en hy praat oor die koninkryk van God is so suurdeeg. En dis so 'n mooi beeld, maar vir my, soos ek sê vir lank, was dit net nog 'n beeld. So kortstondig, ja, mosterdsaad, ons verstaan klein bietjie en dit word baie, maar daar's soveel meer hierin. Ek onthou, ek het groot geword, ek en my broers met 'n ouma wat verskriklik lief was vir bak. En ouma Annetjie het gevoel soos elke dag van die week, maar aan sy beskuit gebak, en dan kom ons van skool af, sportperiode gehad, jy's nat gesweet, dan moet jy net gou die laaste bietjie kniewerk vir haar doen, want dan sy nou al die bestanddele klaar in, maar dis net daai kniewerk, en dan knie ons nou hierdie deeg, en dan word dit toegemaak in 'n skottel met klomp kombers en in die son gesit. Nou, dit was altyd vir my so 'n bietjie 'n teleurstelling, want ek was nou lus vir daai beskuit, maar dit moes eers rys, dit moes eers bietjie fermenteer, daar moes goed gebeur, en jy kon daai reuk van die suurdeeg eintlik so ruik. So ek het sulke goeie herinneringe van hierdie, en toe hierdie teksvers weer opkom, en ons weer by stil staan, toe maak dit soveel dinge oop. Nou, as jy vandag bekommerd is, laat ek nou vir jou 'n kook en geniet resep hier gaan uitpak, en ek gaan nou vir jou vertel van die meel, en die botter, en die water, en goed, kan jy ontspan. Ons gaan nie deur die hele bakproses gaan nie, maar hierdie suurdeeg waaroor Jesus praat is so belangrik. En daar's 'n rede hoekom hy die koninkryk van God vergelyk met suurdeeg. En vir ons is suurdeeg net 'n bestanddeel. Dis net nog iets in jou kas, is dit nog iets in jou spens. As jy lief is van die kombuis met hierdie goeders werk en woeker, dan verstaan jy wat suurdeeg doen, die effek wat dit het, hoeveel dit laat rys, hoeveel is nodig, net 'n klein bietjie het nodig. Ons het daar gelees 'n klein bietjie en dit het 20 kg meel deursuur. So ons verstaan dit, maar dit het vir die mense in daardie tyd, in die kultuur vir wie Jesus dit vertel het, sou toe hy gesê die koninkryk van God is so suurdeeg, sou dit hulle oogwimpers laat klim het, laat rys het, soos 'n deegrys. Dit sou 'n frons miskien bymekaar gebring het, en die eerste Botox dokter het gedink, sy is my eerste kliënt of wat ook al. Dit het in daai kultuur boekdele gespreek, want Jesus het geweet, hierdie mense verstaan suurdeeg. Hulle verstaan die effek van suurdeeg, want dit was deel van hulle kultuur. En daarom het Jesus, hy het nie net 'n woord gesê nie. Ja, dit sê daar, hy sê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk, en dan noem hy suurdeeg. Jesus het 'n oomblik gedink, en hy het gekyk na die mense om hom, en hy het gekyk na wie sy crowd om hom, wie sy gehoor, en hy het geweet, as ek oor suurdeeg praat ek in hierdie harte van hierdie kultuur, in die harte van hierdie mense. Ek en jy, ons het nou sulke woorde. As ek nou die woord lockdown sê, gaan jy presies weet, wat dit binne in jou losmaak, hoe jy voel. Vlak 2, ons is nou in vlak 2, dit maak 'n ander gevoel los. Maskers, sanitizers, ons het woorde wat nou in ons kultuur baie beteken. En 6 maande terug het dit nie. 6 maande terug was lockdown nie iets in ons lewe nie, maar nou is dit, en ons kinders word groot met dit, en as oor jare van hier af, as iemand iets moet praat, en hulle praat oor Grendelstaat, maak dit 'n smaaklos, dit maak 'n gevoelloos, dit bring iets, en Jesus het geweet, dis presies wat hier gebeur. Want sien, suurdeeg was deel van hierdie mense se kultuur.
suurdeeg of nie suurdeeg nie, gesuurde brood en ongesuurde brood. Daar's klomp dele, jy kan van die Ou Testament af gaan kyk. En die eerste keer waar dit eintlik vir my en jou baie van toepassing is met die eerste Paasfees wat plaasvind. Nou, die eerste Paasfees lees ons baie van gesuurde en ongesuurde brood. En ek gaan vandag so bietjie stil staan, dat ons net eers hierdie suurdeeg verstaan, voordat ons aanbeweeg na waar ons eintlik wil by uitkom. Want sien, daar's 'n negatiewe konnektasie aan suurdeeg. En daar's baie kommentaar oor spesifiek hierdie vers wat ons nou gelees het in Lukas, oor Jesus wat die koninkryk van God met suurdeeg vergelyk. Wat sê nee, dis 'n negatiewe ding. Maar sien, dis belangrik dat ons verstaan wat hier gebeur het. Baie mense, en as jy terugkyk, die kommentaar sê hulle, nee, maar onthou, kyk bietjie, met Paasfees mag hulle nie gesuurde brood geëet het nie. Het moes ongesuurde brood gewees, daar mag nie suurdeeg in gewees het nie, maar daar was 'n rede daarvoor. Sien, Moses het met die leiers gaan praat van Israel en gesê, hoorie, God het 10 plaae, 9 plaae op daai stadium gestuur, om die Israeliete uit Egipte uit te kry. Farao was hardkoppig, hy wou nie luister nie. En dan sê Moses vir die leiers van Israel, hoor vir my, julle moet vanaand, moet julle 'n lammer kry, julle moet hom braai, julle moet hom deel, daar mag niks oor hulle nie, eet dit op. As die gesinne te klein is, moet hulle deel met iemand anders, met die bloed van hierdie lammers moet julle op die deurkusyne verf, want die doodsengel gaan verbykom. En as jy nie bloed op jou kusyne het nie, dan gaan die eersgeborene, die oudste seun van daardie huis sterf, in elke huis. En Moses was baie erg oor hoe dit moet gebeur en wat hulle moet doen, want dis hoe God dit aan hom voorgestel het. En dan sê hy, hoorie, julle moet met julle plakkies, nie eintlik julle sandale aanstaan, julle moet met kierie, julle moet staan en eet en niks kos moet oorbly nie. So hy sê, wees gereed, want wanneer die doodsengel gaan verbykom, net daarna gaan ons hier moet uittrek. En dan word die belofte wat God gemaak het, word waar. So, daar's nie tyd vir suurdeeg nie. Daar's nie tyd vir brood om eers te rys of deeg om eers te rys en dan gebak te word nie. Daarom moet daar ongesuurde brood geëet word. Hoor net in Eksodus 12 vers 34. Die volk het toe hulle brooddeeg sonder suurdeeg in skottels gesit, dit in hulle klere toegedraai en dit so op hulle skouers saamgedra of gedra. Suurdeeg vat tyd. En in daai oomblik was daar nie tyd nie. So die negatiewe konnektasie wat daar met Paasfees is van, jy mag net nie brood met suurdeeg in eet nie. Dis nie negatief nie. Dit gaan oor, nou nog word Paasfees gevier en hulle het 'n fees van die ongesuurde brood. Daar's soveel feeste wat gevier word en Paasfees nou nog is dit, onthou julle, ons mag nie eers brood geëet het met suurdeeg nie, want daar was nie tyd nie. Die doodsengel het oorgekom en dis waar Paasfees vandaan kom, die Passover. Dis waar Paasfees sy begin gehad het en dit was die eerste Paasfees en toe elke jaar vier die Israeliete Paasfees. En Jesus is toe op Paasfees ook gekruisig. Sien, hoe suurdeeg gewerk het in daardie tyd, is hulle het 'n stuk ou brood van 'n vorige baksel, ongesuurde brood, ingewerk in die nuwe deegmengsel. En dan het hulle dit gelos in die son en dit gefermenteer en dan het dit gerys. Nou ek weet nie wie dit die eerste keer gedoen nie, maar hulle het gesien daar's 'n verandering en in plaas van 'n plat harde brood, het die suurdeeg dit meer ligter gemaak, groter laat rys. Daar was meer lig in, so dit was 'n makliker eet. En ja, die volgende dag is hy weer hard, maar dan het hulle 'n deel nou gevat en weer so ingewerk. Maar daar tyd verloop, maar met die tyd toe die Israeliete moes gaan, was daar 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing van moenie laat daar suurdeeg in julle brood wees nie, want daar's nie tyd vir julle om dit te geniet of te laat rys nie. Sien, so die negatiewe konnektasie is baie keer verkeerdelik. Nog 'n keer waar daar 'n negatiewe konnektasie was toe Jesus self weer die beskrywing en die vergelyking van suurdeeg gebruik. Die disippels en Jesus is op pad, hulle klim op 'n skei, hulle is op pad oor die water en dan het die disippels net een brood by hulle. Nou kyk wat gebeur in Markus 8 vers 14 tot 15. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net een by hulle in die skei gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku: "Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes." Nou as jy die stuk gaan lees, was die disippels deurmekaar. Hulle vra mekaar, is dit nou omdat ons net een brood het en dis wat baie keer in my en jou lewe gebeur. Ons lees Bybel en dinge laat ons koppe plat val. Soos 'n brood sonder suurdeeg. Dit laat ons plat voel, dit klink hard, dit klink rof, dit klink maar wat bedoel Jesus hiermee? En die disippels was deurmekaar. Hulle was deurmekaar oor, hoekom praat hy nou oor suurdeeg? Is dit omdat ons net een brood het? Maar dan later besef hulle dis nie waaroor Jesus gepraat het nie. Sien, konteks is verskriklik belangrik.
En konteks is altyd belangrik wanneer ek en jy Bybel lees, en jy moet daaroor bid daagliks, voor jy hierdie boek oopmaak, bid en sê, Vader, lei my en Heilige Gees lei my en laat ek onderskeidings vermooi, want konteks is belangrik, en dis iets wat ek as prediker my gereeld met self die hele tyd oor bid en sê, ek wil nie 'n vers uit konteks uithaal nie, want ons doen dit. Dit klink mooi, dit klink reg en daarom soveel tyd wat ons vandag spandeer oor hoekom suurdeeg 'n negatiewe konnektasie gehad het, en selfs hier waar Jesus hulle waarsku. Hier gebruik Jesus dit as 'n waarskuwing. Maar as jy mooi gaan kyk, sê hy, die suurdeeg van die Fariseërs. En dan sê hulle, hoorie, maar ons het besef, hierdie gaan nie oor die brood nie, hierdie gaan oor die Fariseërs, dit gaan oor die Herodes, dit gaan oor die mense, waaroor Jesus ons hier waarsku. Hy waarsku ons nie oor suurdeeg as sulks nie. Hy sê nie, moenie sulke brood eet nie, hy sê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Die konteks is verskriklik belangrik, en wat Jesus daar verduidelik het, was eintlik maar hierdie. Hierdie is nou 'n pakkie suurdeeg, soos wat ek en jy hom ken, hulle het dit nie in daai tyd gehad nie, in sulke lekker pakkies nie. Maar wat Jesus hier vir die disippels verduidelik, sê, hoorie, daar's 'n klomp mense, Fariseërs en Herodes en almal, en hulle kom voor asof hulle my volg. Hulle sê, ja, nee, ons is saam in hierdie ding, en daar's 'n klomp wat sê, nee, ons ken nie wette, eintlik dis wat hulle maar gesê het, is hulle ken nie wette, hulle ken die Bybel, soos hulle het in daai tyd, nie soos ons Bybel nou is nie, en dit sê, suurdeeg, en dit sê yeast, en dit sê gis, en dit sê al die goed, maar wat as ek nou 'n bakkie gehad het, dan het hulle dit net so ingegooi en gedink, nee, maar dit moet nou iets doen. En Jesus sê, pas op, hierdie ouens lyk reg, en hulle sê al die regte goed, en hulle weet presies wat staan hier agterop, maar wanneer jy hulle in hierdie meel insit, beteken hulle niks, want hulle meng nie. Hulle doen nie die werk wat hulle moet doen nie. Dis waarteen Jesus hulle gewaarsku het. En dis maar ek en jy baie keer, nie? Verlang was kerk dit vir my en jou, 'n Sondagpakkie. Ons trek hom aan op 'n Sondag en ons lyk reg en ons blink mooi en ons het al die regte woordjies en dan in die week dan gooi ons hom eintlik so onder die meel toe. Jy moet hom eintlik nie sien nie, hy's daar. En iewers hier op 'n Saterdag gaan stof ons hom weer bietjie af en Sondag gaan lyk ons weer soos hierdie suurdeeg. Ooh, nee, ons is nou reg en goed en miskien is dit waar jy seer gekry het in kerk. Waar jy nie die regte taal gepraat het of die regte ding gesê het of reg gelyk het of wat ook al nie en daarom twyfel jy bietjie oor hierdie koninkryk van God. En het jy 'n negatiewe konnektasie oor suurdeeg en sê ja, nee, ek verstaan Jesus. Ek het ook suur geword in kerk want dinge het gebeur. Maar sien, dis die probleem met my en jou en ek praat sommer reguit. Dis kerk en godsdiens en 'n verhouding met God kan nie op Sondag gebeur nie. Dis jou hele lewe. Dis van Maandag tot Sondag. Dis elke dag en alles wat ek en jy doen. Ek en jy weet wanneer jy hierdie pakkie oopmaak en in die meel gooi, jy kan dit nie skei daarna nie. Jy kan dit nie wanneer dit daar ingeknee sê, okay, wag, hierdie deel is 'n suurdeeg en daai deel is meel of wat ook al nie. Dis deel daarvan, dit raak aan alles. En Jesus waarsku sy disippels in Matteus 16 vers 12, toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel het dat hulle vir die gewone suurdeeg op hulle hoede moet wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Jesus het geweet die Sadduseërs en die Fariseërs sê 'n klomp goed. Hulle ken die wette, maar hulle harte is nie in dit nie. Hulle is soos 'n toegemaakte pakkie suurdeeg wat nou net in die meel is. Hulle is tussen die mense, maar hulle doen nie hulle werk nie. En die Sadduseërs, hulle Engelse woord Sadducee, dis presies wat dit is. It's Sadducee, want hulle glo nie dat die Messias al gekom het nie. Hulle is in wette vasgevang. En Jesus het dit geweet en hy waarsku. So ja, met suurdeeg is daar 'n waarskuwing. Maar wanneer Jesus dit gebruik in die konteks van die koninkryk van God is so suurdeeg, is dit nie 'n negatiewe ding nie. Dit is nie 'n waarskuwende ding nie. Daar's hoop wat hy bring. Selfs die vergelyking of beskrywing van suurdeeg het in daai kultuur 'n ding geword wat baie gebruik is. Paulus, jare daarna, dekades daarna, skryf hy 'n brief aan die gemeente in Korinte. En hy sê vir hulle, ouens, julle kultuur verstaan suurdeeg, julle verstaan ongesuurde brood en al die feeste wat daar is, maar hoor net wat sê hy vir hulle, hy sê, julle selfverheffing is nie mooi nie, hy skryf vir 'n gemeente. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg deurtrek nie? Maar die konteks is belangrik. Paulus skryf vir die ouens en sê, julle selfverheffing. Het vat net 'n bietjie selfverheffing, entitlement noem ons dit vandag. Dit is net 'n klein bietjie. Het vat net 'n klein bietjie en dit deurtrek die hele deeg. Die hele baksel, dit vat net 'n bietjie. Ons land, ons wêreld, en ek wil nie nou polities raak en 'n nuwe beweging hier begin nie, maar dit vat net 'n klein bietjie selfverheffing van 'n politieke leier, om 'n hele land,
'n hele wêreld in chaos te dompel. 'n hele kabinet, 'n hele regering, dit vat net 'n klein bietjie, gaan praat met enigiemand wat al ooit aan iets verslaaf was. En hy gaan vir jou sê, "Jesus, dit was een trekkie. Dit was een lyn wat ek gesnyf, dit was een gespikte drink, dit was, ek het net daai een aand op daai website ingegaan, iewers in 'n donkerte van 'n vertrek, ek het net een keer 'n foto aangestuur, of net een keer 'n WhatsApp op gereageer. Dit vat net 'n klein bietjie, so die konteks hiervan is waarskuwend. En dit was daai kultuur wat sê, julle, pas op vir bietjie selfverheffing. Jy dink, hoorie, dis net 'n bietjie geld, dis maar net, weet jy wat daar is, dis net bietjie pret, dis maar net 'n ou klein drankie, weer die ou van Tops, die ou het nou swaar getrek, en ek moet hom nou hierdeur trek, of wat ook al, dis maar net 'n klein dingetjie. Dis wat ons maak met ons sondes, ons maak dit klein. En hier kom Paulus ook, en hy waarsku soos Jesus, en hy sê, pas op, dis net 'n klein bietjie suurdeeg, en dit deurtrek jou hele lewe. Gaan vra maar die mense, die families, van iemand wat aan 'n verslawing, of by betrokke was. Dit verwoes nie net daai persoon nie. Dit verwoes sy vrou, sy kinders, sy werk, hy verloor al hierdie goed 10-1 baie keer, sy geld, dit raak aan alles, en dis wat hy sê, pas op hiervoor. Maar wanneer Jesus oor die koninkryk van God praat, is dit nie 'n pas op nie. Dis 'n opgewondenheid. En wat hy eintlik kom sê is, wanneer die koninkryk van God binne in my en jou is, raak dit aan alles. En die koninkryk van God raak reeds aan alles, is in alles, is om ons. En daarom, wanneer Jesus die vergelyking gebruik, is dit so wonderlik, is dit so fantasties wanneer hy sê, hoorie, die koninkryk van God is so suurdeeg. En reg deur die Bybel kan jy gaan lees, kan jy sien hoe mans en vrouens wat hierdie besef het, toe hulle eers besef hoe die koninkryk van God binne in hulle pos gevat het, dan kan hulle nie anders as om daaroor te praat nie, hulle handel en wandel verander, die manier hoe hulle dink, die manier hoe hulle die wêreld sien, dis oral kan jy dit sien reg deur hulle lewe. En Jesus het dit geweet. Hy het geweet as jy dit eers ken, mis jy dit. Jy weet, dit is soos Mnet, jy het dit of jy het dit nie, maar as jy dit eers gehaat het, dan mis jy dit. Dis die eerste keer wat jy sweets geëet het, of 'n chocolate geëet het, of wat ook al, jy het dit nie geken nie, dan mis jy dit nie, maar as jy dit eers geproe het, en hier staan ek en jy 2000 jaar later, lank nadat hierdie mans en vrouens die goedheid van God geproe het, beleef het, die koninkryk van God ervaar het in hulle binneste, kon hulle nie help om daaroor te praat nie, briewe daaroor te skryf, en dis wat ons vandag behoue voor het, wat ons kan lees en dan gaan kyk. Sien in Paasfees, dan doen ons dit baie, ons vier dit met ongesuurde brood. Nie maar daar 'n negatiewe konnektasie is nie, dit is, hoor jy, onthou hoe moes die Israeliete uitgaan vinnig. Hulle moes gaan soos wat God gesê het, en daar was nie tyd vir brood om eers deursuur te word nie. Maar vir my en jou, wanneer Jesus hierdie beskryf, sê hy, hoor, hier is iets groots. Hy kom draai dit om, toe hy verduidelik, hoor, waarom sal ek die koninkryk van God verduidelik? Wag, hy is so suurdeeg. Sy oë gerek het, en mense sou geluister het, hulle ore sou gespits gewees het, want daardie kultuur het besef, hoor, hy kom draai iets om. Net soos die mosterdsaadjie, Jesus sê, het word 'n groot boom. Hulle sou gedink, nee, maar dit word 'n bos. Hy sê, maar die koninkryk van God lyk en werk anders as wat ek en jy dink. En in hierdie afgelope 6 weke het ons dit keer op keer gesien. En dis wat ek en jy wil hê. Jy wil 'n ander tipe huwelik hê, een wat uitstaan bo ander. Jy wil 'n besigheid hê wat wil werk. Jy wil jou finansies moet klop. Ons wil hê goed moet werk, en God sê, dit gaan, as jy die koninkryk van God verstaan. As jy die suurdeeg, koninkryk van God binne in jou kry, sal dit in als anders uitkom. Want sien, dit kan nie anders nie. Dit kan nie apart hanteer word nie, dit kan nie net op Sondag hanteer word nie. Wanneer die koninkryk van God, wanneer die liefde van God binne in jou en my pos vat, wanneer jy besef, hy het sy enigste seun gestuur vir my en jou, dan kan jy nie anders as om 'n ander lewe te leef nie. Verlang het ek dit reg gekry, om in 2 wêrelde te leef. As jong man het ek met 1 voet in die duisternis en 1 voet in die lig, maar sien, daai suurdeeg van God is nog nie heeltemal in my nie. Ek het die kennis gehad, ek het geweet hoe lyk dit, ek het geweet hoe klink dit, ek het geweet hoe moet dit lyk, maar eers toe dit oopgemaak word binne in my, toe verander my lewe. Toe verander soveel dinge binne in my en in mense om my en so, en dis wat hier gebeur. Hoor net die psalmdigter. Wanneer hy besef, wanneer God binne in my kom, is hy oral. Ek kan hom nie beperk tot iets nie. Psalm 139 vers 7 tot 9. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Hy het verstaan, die koninkryk van God is so suurdeeg. God is oral.
God is in alles en hy's rondom my, hy's bo my, hy's voor my, hy's agter my, hy's binne my en dit is wat hy sê, hoorie, wanneer jy dit eers besef, sien jy God oral raak. Nou ek sê nie is in pantheïsme wat ons nou sê hierdie klip, ja nee, kan God nou hier binne sien of wat ook al nie, maar God is oral, sy koninkryk is oral, maar wanneer jy dit eers ervaar, ons by ons kerk sê, en dis ons teksvers wat ons sê, hoor jy met Here jou God lief en met jou hele hart, siel, krag en verstand. En met alles soos jy is, sien dis wat dit is, daai lied wat ons nou gesing het, Here ek gee my hart, want wanneer jou hart verander, wanneer daai bietjie suurdeeg van God wat groot is, binne in my jou kom, raak dit jou hande aan, dit raak jou denke aan, dit raak jou tong aan, dit raak jou manier van kyk in hierdie wêreld en na ander mense aan, daarom ons probeer in hierdie wêreld instansies stig. Nee, nou het ons hierdie beweging. Manne, ons gaan hierdie wêreld omdraai. Niks gaan verander voor ons die suurdeeg van die koninkryk van God nie binne ons het nie. Dan kan ons sê wat ons wil, ons kan vla maak, ons kan optogte hou. Die koninkryk van God is so suurdeeg, maar wanneer dit eers binne in ons begin werk, dan verander die een en die volgende en die volgende een, en ons kan dit nie verduidelik nie. En dis wat Jesus hiermee bedoel het. Dis soos ouers wat vir die heel eerste keer 'n babatjie sien. Hulle babatjie sien. Jy kan nie verstaan hoe gebeur dit nie, maar jy kyk na daai verrimpelde dingetjie, en jy sukkel nog om te sien wat is die voorkant en die agterkant en als, maar daar's 'n liefde wat opwel binne in jou wat jy nie kan beskryf nie. Jy kan dit nie verstaan nie. Paas en ma sal doodmaak daar vir daai kind. 'n Suster moenie net 'n naald of wat ook al, hoorie vrou, ek sal vir jou iets aandoen, verstaan, daar gebeur iets en jy kan dit nie verduidelik nie. En dis hoe die suurdeeg van die koninkryk van God werk. Wanneer jy Jesus se liefde aanvaar, wanneer jy toelaat dat dit oopgemaak word in jou lewe, verander dit jou lewe sonder dat jy dit kan verwoord. Ek wil amper vir jou sê, kom ons hou op probeer verduidelik hoe dit werk en kom ons vertel mense net daarvan. Kom ons vertel net vir hulle wat Jesus se liefde binne my en jou gedoen het, die feit dat hy aan 'n kruis gesterf het vir my en jou, opgestaan het uit die dode, die evangelie. Kom ons deel dit met mense, want in dit sal hulle die opgewondenheid sien. Die gevaar wat ek en predikers soos ek probeer maak, ons wil heeltyd iets nuuts uitdink. En die storie wat Jesus kom doen het, is al wat ons nodig het. Die evangelie is al wat ek en jy nodig het, dat God sy seun kom inknie het in hierdie wêreld. 'n stukkie van wat hy gehad het, kom vat. Sy enigste seun, sien dit vat nie baie, net een seun gehad, hy het net hom gestuur, en die hele wêreld is gered. So ek en jy daai storie begin vertel, wanneer dit deel word van my en jou, wanneer ons toelaat dat dit oopgebreek word binne in ons, dan reis dit binne in ons, sonder dat ons dit kan verduidelik, sonder dat ons dit verstaan, maar is sigbaar vir mense. Ek wil vir jou sê, hier's van julle wat moeg is, wat sê, hey, ek lees my Bybel, chom. Ek bid en ek kyk jou oordenkings en ek luister na hierdie preke, maar ek sien nie 'n verskil nie. Vra die mense om jou. Ek beloof jou vrou sien dit, jou kinders sien dit, jou man sien dit, jou kollegas sien, hier's iets besig om te reis. Hier's besig om 'n tekstuurverandering, alhoewel jy selfe lyk en ryk of wat ook al, daar's iets wat gebeur binne in jou. En jy kan dit nie verduidelik nie, maar dis wat hier gebeur. In Galasiërs, hulle skryf hierdie brief, hy sê wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Julle was so goed op pad. Wie het julle verhinder om die waarheid te bly gehoorsaam? Wie het julle omgepraat? Nie God nie. Hy roep julle tot gehoorsaamheid. 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Hy gebruik weer hierdie beeldspraak. Sien, ek dink dit is so goed hoe Jesus die koninkryk van God met suurdeeg vergelyk het. Dit is so goed, want elke keer daarna as hulle vers gelees het of 'n brood gebak het hulle geweet, hoor jy, ek onthou hy dit genoem, ongesuurd, gesuurd. En hier kom en hy sê 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. Wat vra hy? Gehoorsaamheid. Die vers, die sin net voor dit sê hy roep julle tot gehoorsaamheid. Net 'n bietjie suurdeeg. God vra nie baie nie, hy vra wees net gehoorsaam. Dit vat net 'n bietjie. Maar gehoorsaamheid in vandag se teksvers, gehoorsaamheid in hierdie boodskap, gehoorsaamheid in 'n oordenking, gehoorsaamheid in iemand wat jou vermaan en sê, hey, hou op met hierdie ding. Dit deurtrek ewe skielik alles. Skielik begin jy anders jou finansies hanteer en dink oor dit. Skielik begin jy jou besigheid en jou werkers en werknemers en kollegas anders hanteer. Hy sê dit is so goed hierdie. Sien, ons het aanvanklik 'n negatiewe konnektasie gehad, maar Jesus het geweet ons het net 'n bietjie nodig.
Ons moet net 'n bietjie verstaan van die koninkryk van God. En dit verander ons hele lewe. God het geweet hy het net sy een seun nodig om 'n hele wêreld te kom red vir ewig. En hy kom knie dit hier in. Hy kom werk dit binne in jou en my in en hy sê dis beskikbaar vir julle, maar hou op die perfekte pakkie probeer wees. Laat toe dat die Heilige Gees binne in jou en my loskom. Neem dit aan, wees gehoorsaam, klein goedjies, maar dit maak 'n groot verskil. Nog 'n keer praat Jesus met sy disippels en hulle vra 'n vraag oor die koninkryk van God. Sien, ek en jy is al vir 6 weke besig met die koninkryk van God en is belangrik, maar hierdie ouens het ook besef die koninkryk van God is belangrik, maar hulle het 'n ander denke gehad daaroor. Dan vra hulle vir Jesus weer 'n vraag en vir my en jou lyk dit nie nou na veel nie, presies so suurdeeg. Dit lyk nie na veel nie. Dit lyk nie asof dit iets significants gaan doen nie, maar tog as jy dit los, gebeur al baie. Hoor wat gebeur in Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle keer weer by mekaar is, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat die koninkryk vir Israel weer, dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Sien, hulle vra, wanneer gaan hy uitstyg? Wanneer gaan hy bo die ander koninkryke uitkom? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus sê, hy sê die koninkryk van God gaan uitstyg bo als. Maar ons wil hê dit moet nou gebeur. Ek en jy en ek verstaan dit. Ek verstaan dit 140 dae, waar kan ons trek nou? Sê hoorie, maar tyd het nou verloop en my besigheid is gone, hy's plat geval. As jy nou praat van 'n broodjie sonder suurdeeg, dis my besigheid, dis my finansies, dis my verhouding, dis my gesondheid. Ek weet daar's hartseer in hierdie wêreld. Ek weet daar's soveel van julle wat bitter is omdat jy 'n geliefde aan die dood afgestaan het of nie by iemand kon uitkom voor hulle laaste of wat ook al, of jy 'n besigheid verloor. Maar vandag gaan hierdie oor, laat God se suurdeeg binne in jou en my posvat. Jesus sê hier, dis nie vir ons om nou te weet wanneer gaan wat gebeur nie. Dis nie nou vir my en jou om presies dag en datum en sekond uit te werk en te weet dis hoe goed gaan gebeur nie. Hy sê, die koninkryk van God sal styg. Dit gaan groot bo almal uitstaan. Almal gaan sien hoe dit bo alles uitkom. Elke tong gaan bely en elke knie sal buig. Nie vir 'n beweging nie. Vir die enigste staande koninkryk. God se koninkryk. Jesus het geweet, maar hy sê dan moet jy toelaat dat die suurdeeg wat ek vir julle gestuur het, die Heilige Gees, binne in julle begin werk. Sien weer eens, toe Jesus opvaar na die hemel, stuur hy vir ons 'n helper. Hy stuur vir ons die Heilige Gees en dit lyk nie na iets significant nie. Want baie sê, ek weet nie hoe lyk die Heilige Gees nie, ek het 'n prentjie hoe Jesus lyk en ek dink hoe God lyk, maar ek weet hoe lyk die Heilige Gees nie, dit lyk nie na veel nie, maar dis hoekom Jesus sê, die koninkryk van God is so suurdeeg. Jy sien nie heeltemal hoe dit werk nie. Jy sien nie waar dit als aanraak nie, maar dit doen sy ding, dit werk, dit reis, en as jy gaan terugkyk, sien jy, wow, ek sien nou waar dit is, dis wat die Heilige Gees, hy sê, julle sal krag ontvang. Hierdie yeast, dis krag. Dit laat deeg iets doen wat dit nie op hulle eie kon doen nie. Jy kan deeg in die son los vir dae, dit gaan net suur word. Maar wanneer suurdeeg ingewerk word, begin dit reis. Dit doen iets met die deeg, wat deeg op sy eie nie kan doen nie, en God sê, dis presies wat die Heilige Gees kom doen. Julle gaan krag ontvang en dinge doen, wat julle nooit uit julle eie uit kon doen nie. Nooit self kan doen nie, en dis iets wat ons almal begeer. Jy worry oor 'n klomp goed, kom ek sê vir ons moet hier begin. En ons moet hier by stil staan en sê, het ek die Heilige Gees binne in my, en as ek dit nie het nie, hoe kry ek dit, en al hierdie goed, jy het miskien vra, en ons gaan daarby uitkom, maar hy sê, laat toe, dat hierdie oopgemaak word. Maak jou hart oop, maak jou denke oop, maak net die skrif oop en begin lees, en dan, klein bietjie suurdeeg, wees gehoorsaam. En dan gaan jy sien, hoe dit deur jou gaan. Sien, suurdeeg lyk onsigbaar, maar dit doen sy werk. Ek weet dis soos wat jy miskien dink oor dominees, onsigbaar deur die week en onverstaanbaar op Sondag, maar dis nie waaroor hierdie gaan oor, suurdeeg word ingewerk in die koninkryk van God, al verstaan ons dit nie, dit werk. Dis besig om te reis bo enige ander koninkryk, bo enige ander ding wat mense gebou het. Hoe weet ek dit? Ek sien dit in lewens, ek sien dit in my lewe, ek sien dit in mense om ons lewe, ek sien dit in 'n gemeenskap, maar kom ons gaan terug na die Bybel toe, ek sien dit in 'n man, Petrus. Petrus het saam met Jesus geloop, maar Petrus was eintlik maar 'n plat brood. En ek sê dit met baie respek. Daar was nie veel aan Petrus nie, hy het baie gesê, maar daar het niks gebeur nie, tot hy die suurdeeg
Tot hy die liefde van God verstaan, toe hy sien, Jesus het gesterf en opgestaan uit die dood. Toe hy Jesus weer lewendig sien, 'n gesprek met hom het, toe val daai suurdeeg, die koninkryk van God binne in hom, en dit begin binne in Petrus opreis. Petrus doen iets wat hy nog nooit op sy eie kon doen nie. Hy staan op en hy begin met mense praat. Hoor net die Handelinge 2 vers 14. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op. Sien jy hoe mooi is dit, so suurdeeg wat reis? Ek sien in my geestesoog hoe staan hulle op, hulle reis op. En onder leiding van die Heilige Gees, sien dis die suurdeeg, die koninkryk van God is binne in hulle, spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Sien vandag sou as hy hier vandag was, hy gesê het Suid-Afrika en ons land en die wêreld, hy sou ons op die naam genoem het, jy wat Afrikaans praat of jy wat in daai gebied bly. Hy sê luister na wat ek vir julle sê. Petrus spreek voor mense wat hy nog nooit gedoen het nie. En hierdie is nie 'n preek wat jou laat asem wegslaan. Hy vertel hulle net wat gebeur het. Hy sê ek weet eintlik nie meer die verduidelikie, maar hier is die goed wat gaan gebeur. Hoor wat sê hy, hoe gaan die koninkryk van God lyk? Hoe gaan die wêreld lyk wanneer die suurdeeg binne in die wêreld begin versprei? Handelinge 2, 17 tot 18. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Hierdie klink nie soos 'n plat brood nie. Hierdie klink soos seuns en dogters wat dinge doen wat hulle nooit gedink het hulle sal kan doen nie. Dis mans en vrouens wat skielik dinge doen wat dink maar ons verstaan nie hoe droom ons hierdie drome nie, ons verstaan nie hoe dink ons of hoe het ons hierdie profetiese woord ontvang nie, maar dit gebeur. Presies so suurdeeg. Dit doen 'n werk wat ons nie kan verduidelik nie, maar dit raak aan als. Jy kan dit nie uitmekaar uittrek en sê ja, jy weet, dis omdat ek daai teksvers, dit gebeur net. Soos die eerste keer wat ek en jy die liefde van Jesus aanvaar. En besef hy het vir my sondes gesterf. Ek onthou presies dag en datum waar ek was. Hoe ek my oë uitgehuil het en gedink het ek is dit nie waardig nie. Ek het gesê laat dit net deur jou vloei. Laat dit jou hande aanraak, jou voete aanraak, jou denke aanraak en ja, ek maak nog baie foute. Ja, ek word nog suur met tye en ek word hard op party plekke. Maar dan elke keer kom ek terug en ek sê Vader vergeef my en laat U my weer deursuur. Knie dit weer deur my, laat ek kan reis soos wat U wil hê ek moet reis. Petrus se speech was nie 'n mic drop tipe speech nie. Nie een wat hy daar gesit en sê boei, vat dit nie. Hy praat net oor wat met hom gebeur het. Hy kan dit nie help nie, dit borrel in hom uit, dit bruis net uit, presies wat suurdeeg doen. Hoor wat gebeur. Handelinge 2:41. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Een ou staan saam met 11 ander op en 3000 kom tot bekering. Verstaan jy dat die koninkryk van God is soos suurdeeg? Dit vat klein bietjie. Dit vat een man en 11 ander om op te staan en hier staan ons 2000 jaar later, 23 Augustus 2020 en ons het die woorde, ons het die briewe. Die suurdeeg kom nog steeds deur, ons reis nog steeds. Ek en jy is besig om deel te word van die grootste, sterkste, ewigstaande koninkryk. En dis die koninkryk van God. Verstaan jy my opgewondenheid oor hierdie teksvers? Iets wat ek vir so lank in my lewe net geïgnoreer het en gedink het, oh man, net nog 'n versie soos die mosterdsaad. Ek dink as ek hierdie beleef het as kind, sou ek so by ouma Annetjie se beskuit gesit het en ek sou hierdie proses waarin beskuit reis net ingeneem het en gedink het, wow, die koninkryk van God is soos hierdie. Maar ek dank die Here dat ek dit nou kan beleef en besef en verstaan. Een man, Jesus Christus kom aarde toe en hy red ons almal. Het vat net 'n bietjie, het vat een man. En Petrus het opgestaan en hierdie mense het dit beleef. Nou nog 'n man in die Bybel en ek moet klaarmaak en ek weet jy dink jy's hier oor ek al deur 3 beskuite of wat ook al maar nog 'n man, ons leer hom ken in die Bybel as Saulus. 'n Man wat kliphard was, wat eintlik ongesuurde brood was, wat hierdie ou was teen Christene, hy het hulle vervolg en teen almal wat Jesus gevolg het hy vervolg. En dan het hy ontmoeting met God. Hy word met blindheid geslaan en 3 dae later kan hy weer sien, maar God se liefde. En asseblief, ek sê nie God se liefde is klein nie, dis massief. Maar dit vat net 'n bietjie en toe dit in Saulus se lewe kom, toe word hy Paulus.
En hierdie ou begin kerke plant. Hierdie ou begin vir God opstaan. Hy begin Jesus se naam verkondig, 'n klomp goed wat gebeur en die mense wat hom toe hoor praat is verbaas. Hulle sê hoorie maar jy nie mense vervolg nie. En nou praat jy hoor net Handelinge 9:20. Almal wat dit gehoor het was verbaas en het gesê: "Is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie?" En hy het nie ook nie hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie. Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. As ek daai stuk lees, dan sien ek hoe die suurdeeg binne in Paulus uitborrel. Hy kan dit nie help nie, hy sê net hoor die ouens, ek weet julle wil my doodmaak. Daar's 'n vers en ons gaan eers nou by hom uitkom. In vers 29 sê hulle, hy het met nog mense gepraat en hulle wou hom doodmaak. Sien, dis waar ek en jy baie keer hierdie mis en ek verlang. Ek dink die oomblik wanneer ek die liefde van Jesus aanvaar, dan moet my lewe net plain sailing wees. Dan moet ek net uitborrel en dit borrel in my en is so mooi, maar daai brood moet nog steeds gebak word. Hy moet nog steeds in die hitte van 'n oond ingaan of in 'n vuur ingaan, dan word hy eers waarvoor hy gemaak is. Ek en jy beleef hitte in hierdie wêreld. Ek en jy beleef siekte, ons beleef dood, ons beleef armoede, ons beleef chaos, ons beleef 'n klomp goed. En ek sê nie vir jou kom oor dit nie, ek sê vir jou ons is in dit. Maar die koninkryk van God is groter as dit en gaan bo dit uitstyg. Is reeds besig om uit dit uit te styg en dit kort mans en vrouens en kinders soos ons om weer met hierdie begin te leef. Om weer hierdie in te knie in ons huisgesin. Om dit in te knie in my verhouding met wie ek betrokke is, in te knie in my kinders en in my kollegas. Ek en jy moet besig wees om suurdeeg in hierdie wêreld 'n klein bietjie te gaan versprei. Dan gaan instansies verander. Dan gaan besighede verander, dan gaan finansies verander, dan gaan huwelike verander. Dis hoe dit werk met die koninkryk van God. Dis nie hierdie groot ding nie. Dis nie hierdie optog en daai nie en ja, daar's 'n klomp goed wat nie moet gebeur in hierdie wêreld nie. Maar dit gaan verander wanneer die koninkryk van God binne in ons posvat. Wanneer ons besef Jesus het vir ons gesterf en hy het opgestaan uit die dood en ons is vergewe, ons is kinders van God. Wanneer daai liefde binne in jou insink, begin dit uitsprei. Daarom wanneer ons deur swaar kry gaan. C.S. Lewis skryf daaroor in 'n ding wat ek net nou die dag lees, wat hy sê oor in die 1940s was die atoombom daar en ons almal was bekommerd oor dit. Sedertdien was daar kanker en pla en 'n klomp goed. Daar gaan altyd iets wees wat die mensdom hitte gaan gee. Ons gaan brand, ons deur 'n moeilike tyd vat, maar hy sê wanneer die koninkryk van God binne in jou is, dit kan nie daai proses stop nie. Ek en jy sal uitstyg bo alles. Sien, ek het hierdie stuk gelees en selfs die stuk waar Jesus sê, hoor, julle sal krag ontvang en in my naam in die hele Judea en Samaria en die uithoeke van die wêreld. En ons dink ons word groot met daai vers en jy dink ja, ek ken dit. Tot ek hierdie deel gelees het van Paulus se lewe. En dit was net so wow. Hoor wat gebeur. Nadat Paulus begin preek het, een man, kerke begin plant het, Handelinge 9:31, in die hele Judea, Galilea en Samaria, het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetaal het toegeneem. Sien jy daai? Jesus sê, julle sal krag ontvang. In Samaria, Judea, die uithoeke van die wêreld. Paulus begin en 'n klomp mense begin en daar is vrede. En dan 'n vers waar ons nou net gekyk het, 'n woord gehoorsaamheid het geheers. Klein bietjie suurdeeg, klein dingetjies wat ons doen en alles verander en die Heilige Gees het dit versterk en die ledetaal het toegeneem. Kerk is vandag, ja, heeltemal anders. Ons praat oor 'n TV-skerm met mekaar of 'n selfoonskerm, maar is nog steeds aan die gang en is besig om groter en sterker te word. In 'n tyd wat ons hitte ervaar omdat 'n bietjie suurdeeg weer pos gevat het. En dit word deur ons te gaan. Sien jy hoe opgewonde is ek hieroor? Toe wat mans en vrouens begin praat het, dit wat hulle beleef het en ervaar het, net uitgedraai daar buite. Sien, ek en jy gaan uitstyg bo al ons omstandighede. Die koninkryk van God gaan uitstyg bo alles. Sien wat staan op hierdie pakkie? Rising above the rest. Dis die koninkryk van God. En miskien nie in my en jou leeftyd nie. Paulus hulle hierdie ouens het hierdie goed geskryf en gesê, en nou 2000 jaar later begin ons nog steeds opstyg. Wat doen ek en jy tans met ons lewens wat miskien oor 2000 jaar van hier af iets gaan beteken? Al wat ek en jy kan doen is om die evangelie te verkondig. En ek sê al, want dit vat net 'n bietjie, dis nie 'n groot werk nie. Ek en jy moet hierdie inknie in ons kinders, in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons finansies, ons moet met koninkryk beginsels na ons finansies kyk.
na ons lewe kyk, na ons besighede kyk, begin 'n besigheid, doen hierdie dinge, werk hard, gebruik jou gawes, maar met koninkryksbeginsels. Dan gaan dit uitstyg bo als. 'n Lied wat Ansje en hulle nou gaan doen, is 'n sekulêre lied wat ons so 'n bietjie verander het. 'n Bietjie suurdeeg ingewerk het want sien, ons is in hierdie wêreld. Ons is deel van hierdie hitte, van hierdie stryd van 'n klomp goed. Maar ek en jy, soos hierdie lied sê, we'll rise up. Ek en jy gaan opstyg saam met die koninkryk van God. Ons gaan bo alles uitstyg en miskien nie in my en jou leeftyd nie. Maar die koninkryk van God sal bly staan. Die koninkryk van God sal bo alles uitstyg, ver bo alles, want dit is die enigste koninkryk wat staande bly. Sien toe Jesus gesê, die koninkryk van God is so suurdeeg. Is dit so goed, so wonderlik, want ek besef, en dit het in my hart weer iets niets wakker gemaak. En my gebed is dat ek weer die Heilige Gees toelaat en sê, ek wil nie net in 'n pakkie hou nie. Ek dink dis die gevaar met kerk, ons wil die perfekte pakkie wees. Ons wil presies lyk en blink en al hierdie regte goedjies. Partykeer moet ons dit net let go. Ons moet net hierdie ding oopskeer en ek gaan dit eers nou reg kry. Ons moet hom net oopskeer en sê, Heilige Gees, deurweek my. Laat dit in alles van my aanraak en laat dit reis. En dan gaan ons berge verskuif. Dan gaan ons vrede kan kry. Dan gaan ons dinge wat ons in hierdie land met die beste harte wil verander, gaan ons reg kry. Omdat ons God toelaat om deur ons te werk. Op ons eie is ons plat, harde brood. Maar saam met hom, met die krag van die Heilige Gees en die oorwinning wat ons deur Jesus Christus gekry het, is ons meer as oorwinnaars en styg ons uit bo alles. Kom ons luister na hierdie lied. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can find the fighter, but we see it in you, so we gon' walk it out and move mountains. We gon' walk it out and move mountains, and we'll rise up, rise like the day. We'll rise up, rise unafraid. We'll rise up, and we'll do it 1,000 times again. We'll rise up, high like the waves. We'll rise up, in spite of the ache. We'll rise up, and we'll do it 1,000 times again. With you, with you, with you, with you. When the silence isn't quiet and it feels like it's getting hard to breathe, and you know I feel like dying, but you promise we'll bring the world to its feet and move mountains, bring the world to its feet and move mountains, and we'll rise up, rise like the day. We'll rise up, we'll rise unafraid. We'll rise up, and we'll do it 1,000 times again. With you, with you, with you, with you. All we need, all we need is hope, and for that we have each other, and for that we have each other. We'll rise, and we will rise. Oh, we'll rise up, we'll rise up, high like the waves. We'll rise up, in spite of the ache.
we'll rise up and we'll do it 1,000 times again. With you, with you, with you, with you. Ek wil vra om jou oë te sluit. Here, we'll rise up. En hierdie woorde is intentioneel, we'll rise up, want alleen kan ons dit nie doen nie. Saam met U, deur die werking van die Heilige Gees wat binne in ons werk, wat so suurdeeg deur ons trek. Here, ons kan dit nie beperk tot net 'n Sondag nie. Dis in ons handel en wandel van Maandag tot Saterdag, en dan Sondag kom prys en eer ons U net nog meer. Dis hoe ons met ons geld werk, dis hoe ons met ons vrou en ons man en ons kinders werk, dis hoe ons besigheidsbeginsels toepas. Sien, wanneer U binne in ons posvat, wanneer ons U liefde vir ons 'n werklikheid word in ons harte, dan gaan dit deur ons hele liggaam, hart, siel, krag en verstand. En slegs dan kan ons berge versit. Slegs dan kan ons 'n wêreld verander, kan daar vrede kom. Here, dit het gekom in die dorpe en die stede wat U gesê het, julle sal my naam daar gaan verkondig. Met die krag van die Heilige Gees gaan vertel net wat ek kom doen het. Dankie dat ons vandag 'n nuwe storie hoef uit te dink nie. Dankie dat ons nie 'n nuwe plan hoef uit te dink nie. Al wat ons moet doen is aanhou waarmee 'n paar mans en vrouens begin het, duisende jare terug. Hier is vandag mans en vrouens, kinders, wat sê, maar hoe kry ek dit? Hoe ontvang ek hierdie suurdeeg? En daarom hierdie gebed vandag, Here, ons kom en ons erken ons is sondaars. Ons erken ons was verlang hard en plat en het gehaat. Ons kom vandag en ons maak oop en sê, Here, deur kom knie self in my en kom in my in en deur laat hierdie suurdeeg deur my trek. Deur grond my hart, soos die psalmdigter sal skryf. Ons kom vandag en bely ons dat ons hierdie goed self probeer het. Self probeer reis het, self probeer opstyg het, self probeer ons self verhef het. Ons kom vandag en ons vra vergifnis en daarom bid ons en vra Heilige Gees, kom vul ons. Kom in ons harte in en laat dit deur ons trek, deur ons handel en wandel, deur ons gesinne, deur ons werke, deur ons finansies. Here, mag hierdie wêreld, mag dit begin in hierdie gemeenskappe waar ons hierdie gebede bid, en mag dit uitreik en uitstyg deur hierdie hele wêreld. Ons kom vandag en ons prys U hiervoor. Dankie dat ons weet, ons hoef hierdie nie alleen te doen nie. U sê, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Maar daarom kom U en sê, laat my toe, om jou hart, jou denke, jou lewe te verander. Ek prys U vir elke hart, vir elke siel, vir elke hand wat nou opgegaan het, wat sê, hier is ek, Here. Kom in my in, en kom raak my aan, elke facet van my lewe. And we'll rise up. We'll move mountains. En al is ons moeg, al gaan ons deur 'n moeilike tyd, al klink dit vir ons stil, al sien ons dit nie nou nie. Ons weet, U is besig. En die koninkryk van God is besig om te uitherstyg bo elke liewe ding op hierdie aarde en wat die mens ooit kon dink of doen. Ons dankie en prys U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag hier ingeskakel het en ek wil amper sê ek is jammer as dit lank gevat het, maar ek is nie jammer nie. Ek hoop hierdie kan posvat binne in jou en mag dit sigbaar wees in jou lewe en die mense in geslagte na jou en my lewe, dat hulle kan getuig van 'n oom, 'n tannie, 'n pa en 'n ma, 'n oupa en 'n ouma, wat hierdie waardevolle ding van God vir ons kom gee het, sy seun, in hierdie wêreld uitgedra het en gaan indra het, sodat meer mense kan opstaan, saam met ons, in geloof en in die naam van Jesus. Ek wil vir jou dankie sê ook vir die finansiële bydraes. Ons sien hoe God julle harte aanraak. En hoe elkeen gee, party baie, party gee soos hulle gee, en ander bietjie, en dit help om deur hierdie wêreld, deur hierdie gemeenskappe, 'n klomp mense te help, en so ervaar hulle weer hierdie ligtheid van God, hierdie liefde van God, sien op klomp maniere, is hierdie koninkryk van God besig om deur te syfer, deur alles. En ek wil vir julle dankie sê, Zapper en die EFT rekening is hier, dankie dat julle so gehoorsaamheid, net 'n klein bietjie suurdeeg, maar julle gehoorsaamheid maak hierdie droom waar, en dit hou aan dat ons hierdie boodskap so kan uitdra in hierdie wêreld in. Ek wil jou aanmoedig, daar's Glow vir die kinders, daar's Keerpunt vir die graad 7's, daar's Verstoom vir die tieners, daar's kuiertyd, skakel en daar's klein groepe. Gaan op ons app, gaan op ons webtuiste, raak betrokke, dis 'n klein manier hoe dit deel kan word en ingeknie word in jou wêreld. En voor ons afsluit wil ek graag net die seën oor elkeen van julle uitspreek.
Die Here kom vandag en hy seën elkeen van ons met groot liefde. Met genade onbeskryflik groot. Here, maar dankie dat U dit klein maak sodat ons dit kan verstaan. En mag dit in ons lewens mag ons lewens deurweek wees met U liefde. En mag ons dit weer uitdra in hierdie wêreld. Elke man en vrou wat hierdie begeer, en elke kind wat sê ek smag hierna, ek wil dit nou al verstaan, Here, mag U dit so aan hulle openbaar, op hulle tyd, en mag hulle reis en opstyg op die tyd wat U dit beskik het. Ek dank U en ons eer in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geseënde week vir elkeen van julle. Onthou, ons het herders, ons het mense wat saam met jou die pad wil stap, saam met jou deur teksverse wil werk. Kontak die kerkkantoor, stuur vir ons 'n e-pos, stuur vir ons 'n boodskap en ons wil saam met jou hierdeur gaan. Ons sluit volgende week hierdie reeks af en dan begin ons met 'n nuwe reeks in September waaroor ons ook net so opgewonde is. Maar dankie dat jy deel is van hierdie pad en saam met ons opstyg om die koninkryk van God in hierdie land in te dra. Lekker week, tot volgende keer, totsiens. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Ons hoop hierdie diens saam met ons geniet. En as hierdie werklik iets vir jou beteken het, asseblief laat weet ons hoor graag van jou. Ook as jy enige verdere navrae het of gebed benodig, asseblief laat weet ons, stuur vir ons 'n e-pos of skakel ons by die nommer wat nou op die skerm verskyn. Ons wil jou asseblief aanmoedig om positief te bly in hierdie tyd. Hou asseblief aan bid vir ons land en sy mense. Sien jou volgende week. Totsiens.